Ag vriende, goeiemôre. Baie welkom by vanoggend hier in die huis van die Here. Mag dit 'n besondere belewenis en ervaring vir jou wees vanoggend, veral in die lig van die koeligheid wat ons so 'n bietjie beleef. Die somer het baie vinnig gekom, maar hierdie dae geniet ons as ons so 'n bietjie kan afkoel en ons is diep dankbaar daaroor. Maar vriende, ons is ook diep bekommerd, dit is baie droog en ons glo en ons vertrou dat die Here ook vir ons daarin sal voorsien. Maar ons gaan ook vandag ook weer ekstra tyd inruim om te bid vir reën vir ons wêreld. Dis mooi groen want daar's nog water in die damme en die ouens kan nog dit gebruik, maar die veld kry baie swaar as jy so rondry. Dis eintlik skrikwekkend om te sien hoe droog dit is. Maar kom ons bid daarvoor ook en ons bly op ons knieë en die Here weet wanneer om die reën te stuur. Maar baie welkom aan elkeen van julle vanoggend. Ek is net daarvan bewus geword oor die naweek dat ons nou lyk my 14 man rugby speel. Dit is daarom ironies, né? Maar ons geniet dit en ons vat die oorwinning, maar ja, dit is nogal sleg. Maar ek hoop julle het ook die rugby geniet. Hierdie tyd van die jaar is dit so half anderste, want omdat ons in die noordelike halfrond speel, is dit lekker om ook hierdie rugby te geniet en sommer net hierdie tyd van die jaar te geniet, vriende, want die jaar loop uit. Oral weet ons is daar afsluitingsfunksies van werke. Ons self begin na ons Kerssangdiens kyk wat ons groot afsluiting vir die jaar is, die 30ste November die aand 7uur en ons noem dit nou al vir julle, ons tradisie is dat ons dan toiletware bring na die kerk toe daai aand en dan ons sit dit hier in groot kratte in die deur neer, daar by die hoofingang, maar jy kan nou al dit begin bring indien jy miskien vergeet van daai aand nie hier is nie of dalk bang is jy vergeet, en dan daardie toiletware gaan dan na bejaardes in die verskillende ouetehuise wat ons dit dan uitdeel. Maar maak 'n aantekening, die 30ste November 7uur die aand is ons Kerssangdiens, ons groot afsluiting ook vir die jaar. Vriende, daar is vanoggend koffie en tee na die tyd. Ons het nou nie kategese nie, ons kategese het afgesluit laas Sondag, maar daar is wel koffie en tee, so kom geniet dit, kuier 'n bietjie saam daar onder die boom en kom ons gesels so 'n bietjie met mekaar vanoggend as ons na die eredienste doen. Ons sê vir almal wat verjaar, baie geluk, mag dit vir julle almal 'n mooi dag en jaar wees. En die wat verjaar het, maar hoop dit was 'n mooi dag gewees. Vriende, kom ons raak rustig voor die Here, soos ek nou in die begin ook gesê het, dis baie droog, ons wil graag tyd inruim om saam voor die Here te aanbid en stil te raak voor hom, en daarom wil ek graag vra dat, nie net dat ons vir ons mense wat siek is bid nie, maar ons bid ook vanoggend vir ons wêreld wat dringend reën nodig het, en ons omgewing, so kom ons raak stil voor die Here in hierdie oggend. Ja, Here, as ons vanmôre ons knieë knak en ons hoofde buig en in gebed voor U kom, Here, dan het ons niks om op te staan nie. Ons het niks om op te roem nie. Al wat ons het is om te sê dat wees ons genadig, soos die tollenaar in die tempel gedoen het. Here, ons het die afgelope tyd opnuut weer bewus geword van mense wat siek is, mense wat swaar kry,
weens hulle gesondheid, weens finansiële uitdagings. Ja, Here, in ons wêreld rondom ons is besig om elke dag droër en droër te raak. Ons kom vra dat U tog ons sal raak sien, Here, en ons genadig wees, en die sluise sal oopmaak van die hemel, en vir ons sal reën gee vir mens en dier en plant. Want Here, ons het dit so nodig. Here, ons dink in besonder vanoggend aan ook 'n familie wat donderdagmiddag 'n pa verloor het in 'n vratsongeluk. Familie wat stikkend is, Here. Wat baie meer vrae het as antwoorde. Ja, Here, as ons die goed hoor, en ons beleef dit in ons liggaam, in ons lyf, dan besef ons maar net weer eens hoe nietig is ons, Here, en hoe korreltjie sand is ons eintlik. Ons is net 'n asemteug. Ons is nietig, ons is eintlik niks. Maar Here, tog kom U en U maak bemoeienis met ons. U reik uit, U daal neer, U stuur U seun, en ons is amper by Advent, Here, wat ons gaan met verlange uitsien na Kersfees. Here, mag ons opnuut vanmôre dit beleef en ervaar. U wat U liefde aan ons kom wys deur U seun Jesus Christus, deur die kragtige werking van U Gees. Dankie daarvoor dat ons vanoggend hier by mekaar mag wees om dit te beleef. Dit bid ons in Jesus naam alleen. Amen. Liewe gemeente, wees gegroet vanoggend met die wonderlike woorde van genade en vrede vir julle op hierdie Sondagoggend. Amen. Vriende, ek nooi julle om julle Bybels oop te maak by die wonderlike brief van Johannes 1, hoofstuk 5, vers 1 gaan ons daar saam lees van 1 Johannes 5, vers 1 tot 5. En as die Bybels oop is voor ons, en ons onsself ingestel het op dit wat ons wil ontvang van die Here vanoggend, nooi ek u om stil te raak en dan bid ons saam. Here Jesus, vanmôre is ons weer hier by mekaar in hierdie kerkgebou. Ons kom sit hier, elkeen met sy eie verwagting, elkeen met sy eie afwagting, van wat gaan ons vandag by God leer, by U leer, Here? Wat gaan die Gees opnuut vandag in elkeen van ons harte kom skryf? Want dis hoekom ons hierna toe kom, om die gemeenskap van gelowiges te ervaar, om saam lof aan U te bring deur musiek en liedere. Here, meer nog, om te kom luister, te kom ontvang, wat wil U uit U woord vanoggend vir ons leer? Here, maar tog sit ons hier met elkeen met sy eie gedagtes, sy eie omstandighede en sy eie menswees. En elkeen van ons wat vanoggend in hierdie kerk gebou is, het ook sy eie uitdagings in hierdie lewe. Here, en dan sit ons ook vanoggend hier met 'n stuk dankbaarheid, dat ons hier kan wees en mag wees. En dat dit sonder vrees of bewing kan plaasvind. Here, ons gebed is in hierdie môre opnuut, dat U elke woord wat ons nou gaan lees, aan ons harte sal seën. Dat U ons gemoed en ons harte sal oopmaak en ontvanklik maak deur U Gees, om te hoor wat U vir ons wil sê in hierdie oggend. Here, ons is hier teenwoordig, want U is al reeds hier klaar teenwoordig. Ons wil ontvang, want U gee in oorvloed. Amen. Vriende, jy kan die Bybels oopmaak daar by 1 Johannes 5.
Ek wil net graag vra dat ons net so vir 'n oomblik net bietjie teruggaan na 1 Johannes 4 toe, vers 18, so ons gaan daar begin, net vers 18 saam lees, want jy moet hierdie vers lees as jy dan hoofstuk 5, sy eerste 5 versies lees. Nou hoofstuk 4 vers 18 staan daar, waar liefde is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees. Want vrees verwag straf. En wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Dis 'n verskriklike groot vers, as ons dit so kan stel. Nou met dit in gedagte, spring ons dan nou vers 1 toe van hoofstuk 5. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader liefhet, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, dubbelpunt, wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan dan daarin, dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, is hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Nou vriende, ek het nou in daai kort stukkie vir julle nou verskriklik klomp teologie gelees, want dit is waaroor die evangelie gaan. Dit is waaroor die lewe gaan. Dat ek en jy aan God behoort, maar die beste van alles is, dat God sy liefde aan ons kom openbaar, en vir ons kom wys. En hoe doen ons dit? Deur ander en God terug lief te hê, en te wys, wat doen God in ons lewe? Nou vriende, die tema is, God het my lief, ek hoef niks te vrees nie. Want jy sien vriende, ons lewe in 'n verskriklike uitdagende wêreld, in die tyd waarin ek en jy onsself bevind. En as ek nou vanoggend vir elkeen van julle 'n kansie moet gee, dat julle moet sê, waarvoor is julle bang? Dan gaan julle nou elkeen julle verskillende menings gee. Want ons is bang. Luister maar 'n bietjie as mense met mekaar gesels. Luister maar wanneer jy daar by 'n braaivleisvuur staan en gesels. Of wanneer jy saam 'n koppie koffie of tee drink. Iewers kom die ding terug na mense wat bang is. Mense wat in vrees leef. Ons leef in vrees vir hoe gaan die land lyk vir ons kinders? Hoe lyk die toekoms? Hoe lyk my finansies? Gaan my finansies genoeg wees? Gaan my kinders se werk kry? Gaan ek my werk behou? So kan ek dit opnoem. Wat van my gesondheid? Miskien voel jy nou baie gesond en jy voel jy's kan ek dit maar sê, okay. Maar dit is gou, as jy 'n pyn ontwikkel of iets gebeur en die dokter sê vir jou, hoorie, daar's fout by jou. So oral is daar altyd so half 'n onderliggende vrees in ons lewe. En jy sien vriende, vrees het die vermoë om ons te verlam. Dit verlam jou. Dit voel vir jou, jy kan nie fokus nie. Dit voel vir jou, jy val rond. Jy wonder, maar hoe nou? Wat nou? Jy gaan soek antwoorde. Jy soek redes. En in die proses raak jy soos 'n hamstertjie. Julle ken 'n hamster? Wat in daai wielietjie hardloop, né? Jy hardloop al in die rond. Dan dink jy aan hierdie ding, dan dink jy aan die volgende ding, as jy weer terug by die eerste gedagte. Jy bly aan dieselfde goedjies. Jy kan nie vorentoe gaan nie. Dis wat vrees doen. Dit verlam jou. Dit hou jou heeltyd aan die gang. Weet jy, ek het dit al baie gesê, dis die rocking chair sê ding van om te bekommernisse
is soos 'n rocking chair. It keeps you busy but takes you nowhere. Nee? Bekommernisse, jy bly die hele tyd. Dit bly net daar. En in die proses verloor jy 'n klomp dinge van die lewe. En wat in hierdie lewe met jou kan gebeur. En wat die Here vir jou beplan en wat die Here vir jou wil gebruik in die wêreld. En dit is een van die vyand se wapens in ons lewe. Ons is kinders, as jy nou iemand wil laat val het, as jy nou stout wil gewees het, dan is iemand voor jou loop en dan trip jy hom. Dan val 'n ou of iets, né? Tot groot vermaak van party mense. Die Satan kom trip ons. Hy kom gooi so half jou een voet oor die ander en dan val jy. Dit is wat vrees doen. En vanmôre kom ons teks en ons kom help ons om iets te laat verstaan, maar want jy kan dit oorwin. Dit kan oorwin word. Dit beteken nie dat jy hoef heeltyd in vrees te leef nie en bang te wees om eintlik asem te haal nie. Nou Johannes, 1 Johannes, die briewe van 1 Johannes en 2 Johannes en 3 Johannes is kommentaar op die eintlike Johannes Evangelie. Dieselfde skrywer, maar Johannes skryf as 'n ooggetuie, 'n geloofwaardige ooggetuie. Dis die enigste, as jy die Johannes Evangelie gaan lees van voor tot agter, is dit die enigste evangelie wat nie kronologies volg nie. Hy begin nie by 'n punt en dan vertel hy nou die hele verhaal van hy het sulke insidente wat hy vertel. Waar jou Markus en Lukas en Matteus evangelies vir ons 'n hele storielyn het om te vertel. Kom Johannes en hy kom vertel vir ons insidente, gebeurtenisse. Hoekom doen hy dit? Want hy wou dit mense oortuig dat dit wat gebeur het en wat Jesus kom doen het, die waarheid is. Hy's 'n geloofwaardige getuie. Nou een van die grootste uitdagings vir die vroeë kerk was die dwaalleer wat versprei is, dat mense, as jy in Jesus glo jy maar net aan nog 'n mens. Jesus was nie volwaardig mens en God nie. In die teologie praat ons van die twee nature leer, van God en mens, want dit is wat Jesus was. Hy was God, maar hy was ook mens. En daardie mens het aarde toe gekom en kom sterf vir my en jou sondes, sodat ek en jy vergifnis kan ontvang. En as ons in daai vergifnis leef ons in oorwinning, nie in vrees nie. En in 1 Johannes 5 skryf Johannes net dit opnuut weer. Hy onderstreep dit net, dat as jy in oorwinning wil leef, gaan dit oor om in liefde te leef. Dis waaroor hierdie teks gaan, om in liefde te leef. Nou wil ek vir julle 'n foto wys van 'n skildery. Dis 'n skildery, daai is nie 'n foto, dit's 'n afdruk, maar dis 'n skildery van Norman Rockwell, 'n baie bekende Amerikaanse skildenaar. Hy skilder in die Fifth Avenue in New York hierdie toneel, as ons dit so kan stel, waarin hy wil iets kom demonstreer. Dis 'n Katolieke kerk. Daar is die koster besig om die tema op te sit van die preek wat moet kom, Lift Up Tiny Eyes. Maar kyk gou heel onder, kyk gou die mense, waar is hulle gesigte? Hulle kyk voor hulle op die grond. En nou net bo is die duwe wat wegvlieg. Vriende, die boodskap van hierdie skildery is dat hou op om so te leef. Ons kyk die heeltyd net hier voor ons. Ons moet opkyk. Ons fokus moet daar wees waar God wil hê ons moet wees, om Jesus raak te sien in alles wat ons doen en aanpak. Die kerk se naam is die St. Thomas Kerk in New York. Vriende, hoe leef ek en jy? Hoe
Kyk ons op of is ons heeltyd hier voor ons besig, net hier voor hierdie bangheid wat hier voor ons lê, of kyk ons op en sien ons dat Jesus Christus aan die regterhand van God sit en dat hy leef. En dat hy wil hê dat jy ook moet leef. Maar jy moet leef in oorwinning. Nou interessant, die Griekse woord vir oorwinning is Nike, né? Julle weet dit almal. Dit kom 3 keer in die teks voor. Hoe leef ek en jy in oorwinning? Hoe leef ons in oorwinning? Deur ons oë op te lig. Deur te fokus op die Here Jesus Christus wat in jou middel van jou lewe moet wees. Want vriende, as ons ons fokus reg kry, as ons opkyk, as ons begin besef, daar's baie meer in hierdie lewe as net hier voor jou rond te pik soos 'n hoender. Hy kom gee vir jou, soos die Ou Testament Jesaja sê, hy gee vir jou arensvlerke. Hy lig jou op. Maar dan moet hy die fokus wees. En hoe kry ons daardie fokus? Deur met hom besig te wees. Toe te laat dat hy in ons lewe werk. En dan kom die belangrike ding, en dit is die Nike advertensie, het mos net just do it. Dit gaan oor, doen dit net. Wat moet ons doen? Ons moet lewe, ons moet asemhaal, maar met liefde. Die sleutel in die wêreld waar ek en jy leef om dit te verander, is om alles in liefde te doen. Om uit te reik, om raak te sien, wat is besig om rondom ons te gebeur. Want jy sien vriende, mense soek liefde. Daar's 'n baie bekende spreekwoord van 'n ou wat gesê het, sy koppie kan nie baie hou nie. Maar hy loop elke keer oor. Ek en jy kan nie God se liefde en sy genade wat hy aan ons gegee het, en ons besef dit, kan ons nie vir onsself hou nie. Jy kan nie dit privaat hou nie. Jy moet dit gaan deel. Jy moet oorloop. En dis wat Nike sê, wat oorwinning sê, beteken, gaan doen dit net. Gaan leef dit net. Gaan leef in daardie liefde, in daardie omgee. Want die Here Jesus het vir ons eerste lief gehad. Vriende, moenie toelaat dat vrees jou vreugde kom steel nie. Moenie toelaat dat die wêreld waarin jy elke dag leef en dinge doen, 'n plek raak waar jy toegesluit voel nie. 'n Tronk is, omdat jy met vrees leef nie. Die Here kom en kom help ons, hy kom tel vir ons op. En kom ons gaan leef in liefde dit uit. Want dis waar die oorwinning is, soos Nike sê. Ek wil afsluit vir môre met hierdie woorde. En ons gaan dit nou herhaal. Ons gaan dit nou 2-3 keer doen. God het my lief. Ek hoef niks te vrees nie. Wat is julle reaksie? God het my lief. Ek hoef niks te vrees nie. God het my lief. Ek hoef niks te vrees nie. Amen. Kom ons gee geleentheid vir stil gebed om te hoor en te ervaar en te luister wat het julle nou bely.
Here, as ons nou bely dat U ons liefhet, ons hoef niks te vrees nie, Here, dan kom bid ons dit in diepe afhanklikheid. Ons vra dat U vir ons sal help om dit te glo. Dat U vir ons sal help om te fokus, om op te kyk en te weet dat die oorwinning is vir ons gegee. Die oorwinning is behaal. Jesus het gesterf en is begrawe en het opgestaan. Mag ons dit so gaan uitleef, Here. Mag ons U liefde gaan bring na 'n stikkende wêreld. En mag ons so leef dat ander daardie liefde in ons lewe sal sien. Ja, Here, laat ons saam met Timoteus, soos Paulus dit skryf, sê, julle moet tydig en ontydig elke oomblik die evangelie vertel en leef. Dankie, Here, dat ons vanmôre opnuut kan weet. U genade is vir ons genoeg. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Vriende, daar is lekker koffie en tee na die tyd. Kom gesit, kuier gerus daar lekker saam en gesels so 'n bietjie met mekaar. Ons sluit af met ons slotlied, vier die lewe elke oomblik, elke dag wat God jou gee. Kom ons staan op en dan sing ons hierdie lied as 'n laaste lied. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan na die huise in sy vrede. Die genade van God, die liefde van Jesus, die gemeenskap en vriendskap van die Heilige Gees sal by julle wees, julle seën en julle beskerm in die week wat kom. Die Here seën julle. Amen.